Broer en suster, die evangelie is dit, dat hy het vir ons deur sy bloed die pad gebaan dat ons verlos kan word, dat ons versoen kan word met 'n heilige God, sodat ons aan hom kan behoort, sodat ons ons knieë voor hom kan buig en hom kan dien, sodat ons ons geloof en hoop in hom kan plaas. Julle kan saam vir my blaai na Matteus hoofstuk 28. Dit is die laaste hoofstuk van die eerste evangelie in die Nuwe Testament. As by Markus gekom het, blaai terug. As jy by Lukas kom, blaai baie vinniger terug. Maar solank jy aan die einde van Matteus is, hoofstuk 28, daar die welbekende stuk wat seker baie Christene kan opsê as jy vir hulle vra, wat staan in Matteus 28? Veral natuurlik vers 19 en 20 wat ons goed ken, maar ons lees vanmôre Matteus 28 vers 16 tot 20, daar die hele gedeelte. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die tyd. Vader, ek bid dat hierdie woord vanmôre ons harte sal vasgryp. Here, dat die saad sal val op vrugbare grond vanmôre, dat dit bekragtig sal word, Here, dat dit sal ontkiem en dat dit sal wortel skiet, sodat ons lewens verander kan word daardeur. Heilige Gees, dat U dit sal laat groei, dit sal laat vrugte hou. En Here Jesus Christus, dat U verheerlik sal word in hierdie woord vanmôre. Amen. So ek dink een van die vrae wat die disippels seker eerste vra op daardie eerste opstanding Sondag is, wat nou? Wat nou? Jesus het opgestaan, maar wat nou? En ons ken hierdie gedeelte so goed in Matteus 28. Ja, ons gaan in die wêreld en ons gaan alles verkondig. En ek het laasweek daar vermelding gemaak dat dit so interessant is dat Matteus besluit om in hierdie laaste gedeelte, hierdie laaste paar verse, 'n baie merkwaardige stelling te maak. Dat die 11 het hom gaan ontmoet en hulle het hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Sommige het getwyfel. Nou, party mense argumenteer dat dit dalk nie die hele 11 was wat getwyfel het nie. Sommige maak 'n goeie argument, dink ek, vir die feit dat heel waarskynlik is dit nie net die 11 wat hier by Jesus is nie, maar ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 5 dat daar 'n geleentheid was waar Jesus in hierdie tydperk van 40 dae wat hy besoek het, ten minste 500 mense op dieselfde tyd besoek het. So daar was een of ander tyd 'n geleentheid binne in die 40 dae wat Jesus ten minste 500 disippels toegespreek het en hulle het hom gesien. En dat dit heel waarskynlik hierdie geleentheid is, want daar is 'n berg waar Jesus verskyn aan die disippels, die 11 is daar, maar ook die ander 500. En dan kan 'n mens miskien makliker verstaan dat daar uit daai 500 is, mense wat rondom die area is, wat dalk bietjie getwyfel het. Want op hierdie stadium weet ons dat Jesus al klaar ten minste aan die vrouens verskyn het. Hy het verskyn aan Petrus, toe het hy verskyn aan 2 ander disippels wat op pad was na Emmaus toe, want Petrus kan die ander ouens nie ooreed dat hy opgestaan het nie. Inteendeel sien ons in Lukas, wanneer die Emmausgangers terugkom, dan sê hulle, Petrus het werklik Jesus gesien. So, Jesus het die vrouens besoek, hy het vir Petrus besoek, Petrus sê die disippels het opgestaan, hulle wil nog steeds nie glo nie, die 2 ander disippels kom en Jesus moet hulle stuur om vir Petrus te help, want die mense wil dit nie glo nie. Uiteindelik daai selfde aand van die opstanding Sondag besoek Jesus die disippels binne in die huis. Maar ons weet ook in Johannes, sien ons, dat Thomas is nie daar nie, so nie al die disippels is in die huis op die eerste aand nie. Eers 8 dae later, die volgende Sondag, is Thomas saam met hulle, hy glo hulle nog steeds nie, en Jesus verskyn weer en sê, Thomas, vat aan my, voel, sien. En ons nog steeds mense wat twyfel binne in daardie huis op daardie stadium. Maar iets wat interessant is vir my in hierdie gedeelte wat ek gisteraan toe ek besig was, ek het
so opgewonde geraak toe ek begin kyk na wat aangaan rondom hierdie gebeure. Want wanneer ons kyk na Matteus 28, ek dink meeste van julle in julle gedagtes, en skud net julle kop as dit in julle gedagtes is, dat hierdie gedeelte in Matteus 28 vind plaas op die dag van Jesus se hemelvaart, waar Jesus sy laaste opdrag aan die disippels gee, en dan vaar hy op na die hemel. Is julle almal met my dat dit waarskynlik die tyd is? Dit is nie. Dit is nie. Ek het gisteraan, ek het baie keer deur hierdie stukke gelees, ek weet wat in die Bybel aangaan, maar partykeer maak jy net nie daai koneksie in jou kop nie. Want hier is die waarheid. Lukas sê spesifiek wat 'n berg. Jesus was toe hy opgevaar het. Die Olyfberg buite Jerusalem by Betania. Galilea is 4 dae se toer weg van daardie berg af. Reg? Jesus is hier op 'n berg in Galilea, nie die berg waar hy opvaar. En 'n mens moet 'n bietjie tussen al die evangelies lees om min of meer te sien wat gebeur. So ons het Jesus wat die vrouens besoek, Petrus besoek, die twee disippels besoek, toe die 11. Maar net vroeër in hierdie hoofstuk vir Jesus opstaan, die eerste opdrag wat hy aan die vrouens gee. Eintlik gee hy die opdrag voordat hy gekruisig is. In Matteus 26 sê Jesus vir hulle, wanneer ek opgestaan het, gaan na Galilea toe en ontmoet my daar. Reg? Toe die vrouens by die graf kom in Matteus 28, toe sê die engele, gaan sê vir die broers, hulle moet Galilea toe gaan, want daar sal hulle hom sien. Wat doen hulle nie? Hulle gaan nie Galilea toe nie, hulle bly in Jerusalem. En so Jesus verskyn aan 'n paar van hulle. Jesus sê self vir die vrouens, gaan sê vir hulle, gaan ontmoet my in Galilea. Maar ons vind hulle in Jerusalem. 8 dae later sit hulle nog steeds in Jerusalem. Hulle kan nog nie vir Thomas oorreed, ons moet Galilea toe gaan om Jesus te sien nie. So Jesus moet vir hulle weer kom besoek in Jerusalem en sê, ouens, gaan asseblief tot Galilea toe, want dis waar julle my moet sien. Daar is iets spesifieks rondom die punt dat Jesus hulle in Galilea wil sien en nie in Jerusalem nie. Matteus maak dit baie duidelik dat Galilea baie belangrik is vir die storie. En as ons dink dis net Matteus wat dit sê, nee. In Markus se evangelie, die eerste opdrag wat Jesus aan die vrouens gee is, gaan sê vir die broers en vir Petrus, gaan ontmoet my in Galilea, waar hulle nie is vir ten minste 8 dae nie. In Johannes se evangelie sien ons wel, die derde geleentheid wat Jesus aan hulle verskyn, is hulle by die see van Galilea. En daar vang Petrus vis, en hy sê vir die ouens, en dit is net hy en 7 van die ouens wat vis vang. En Jesus verskyn aan hulle. En dit is heel waarskynlik na daardie geleentheid, want hulle sit in Galilea en hulle weet nog steeds nie wat hulle moet doen. As jy vanmôre nie seker is wat jy moet doen met jou toekoms nie, hulle het ook nie geweet. En hierdie is manne wat baie naby aan Jesus was. Hulle het die verheerlikte Christus gesien, en hulle was nog steeds onseker oor wat ons moet doen. Ons dink baie keer dat hulle het seker die woord van die Here onmiddellik in hulle koppe verstaan, en hulle weet presies wat die volgende oomblik is, en ons moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet dit doen. Jy lees Handelinge en jy sien hierdie ouens probeer nog uit te vind wat hulle moet aanvang. Toe daar te veel mense is, toe is hulle nie seker hoe hulle die werk en die arbeid moet opdeel tussen die verskillende apostels, en hoe kan ons sorg vir al die mense, toe moet hulle diakens aanstel. En jy sien hierdie verwikkeling, hulle weet ook nie. Maar spesifiek op hierdie dag, in hierdie tyd wat Jesus aan hulle verskyn, is hulle nie seker wat gebeur nie. Sien, Jesus het nie elke dag by hulle gekuier in die 40 dae nie. Hy het hulle die eerste dag gesien, hy het hulle die 8ste dag gesien, en toe een of ander tyd, miskien 4 dae later, 5 dae later in Galilea, terwyl hulle vis vang, en heel waarskynlik daar sê hy vir hulle, ouens, kyk na die berg, gaan na die berg toe, want dis waar julle my moet sien. Ek weet nie of jy hier onder is nie, maar ek het gesê gaan op die berg. Maar die skrif sê dat hulle het gegaan na die berg wat hy vir hulle uitgewys het. Ek kan verstaan hoe Jesus partykeer vir ons, hoe lank moet ek met julle wees, julle klein gelowiges? Hoeveel keer moet ek vir julle die opdrag gee, gaan sien my asseblief tog op die berg in Galilea? Kan julle net daai een ding vir my doen? Jesus het geweet om te sit met 'n gemeente wat luister na die storie. Ek grap. Maar ons weet dat hulle is maar baie onseker oor wat gebeur. En daar is iets belangriks rondom die feit dat Jesus hier vir hulle sê, gaan sien my op die berg in Galilea. En ons moet dit ter harte neem, want Matteus maak duidelik dat
Galilea baie belangrik is vir wat Jesus gaan sê op die berg. Ons weet Jesus gaan ander opdragte vir hulle ook gee. Gaan wag in Jerusalem tot jy krag ontvang en dan sal julle my getuies wees in die hele wêreld. Maar daar is iets rondom die boodskap wat hy gee op die berg in Galilea wat vir ons belangrik is. En dit is interessant dat die woorde waarmee Jesus begin toe hy die disippels sien, want hulle sien hom van ver af. Hy kom daar toe aangestap op die berg, want hulle is nou op die berg. En hulle aanbid hom. Sommige twyfel nog steeds, miskien is daar nog die ander ouens wat daar sit en nie seker is wat aangaan nie. En Jesus se woorde begin met: aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Dis waarmee Christus sy boodskap begin. En ek wil 'n stelling maak, dit is die evangelie. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Nou ek weet, wanneer ons sê die evangelie is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elke iemand hom glo en verlore sal gaan nie. Julle ken die storie. Ons weet dat die evangelie is die liefde van God wat hy bewys het aan die kruis met Christus se dood. Ons weet dis deel van die evangelie dat hy ons lief het, dat hy ons verlos van ons sondes. Ons weet dis die evangelie. Maar broers, dit is net deel van die evangelie. Die evangelie self is opgesluit in die woorde: aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hoekom sê ek dit is die evangelie? Want dit is die boodskap wat volgende volg. Gaan daarom en gaan maak disippels. Ek het alle mag gekry, gaan maak nou disippels. Doop hulle en leer hulle. Hoekom? Want alle mag is aan my gegee in die hemel en op aarde. Dis wat saak maak hier. Nou die rede vir die berg, ek noem dit maar vir myself, dis die vraag van die twee berge, hoekom hierdie aankondiging maak op die Olyfberg, en sekerlik daar buitekant Jerusalem, sal die beste berg wees waar hy hierdie stelling kan maak, waar hy kan sê dat alle mag is aan my gegee. Ek staan hier buite Jerusalem waar hulle my gekruisig het. Maar hy vat hom na Galilea toe, na die berg toe. Hoekom daardie berg? Nou die skrif is nie duidelik oor wat se berg dit is nie. Ons weet nie wat se berg die berg word nie genoem nie, ons weet net daar is 'n berg. In Galilea 'n sekere berg waartoe hulle moet gaan. En die motief van die berg in Matteus is baie sterk. Jesus het telke male op die berg met die mense gepraat. Dit is op die berg waar hy die bergrede gee in Matteus 5, 6 en 7. Dit is op 'n berg waar hy verheerlik word voor Petrus, Jakobus en Johannes. Hy het gesê daardie berg is ook in Galilea, maar dit is nie noodwendig die berg nie, maar dit kan dalk die berg wees. Telke male sien jy dat Jesus het opgegaan na die berg en mense toegespreek, of weet jy, Jesus het opgegaan na die berg en die disippels alleen saam met hom gevat, of Jesus het opgegaan na 'n berg. Daar is die idee dat hy gaan op na 'n berg toe. Want binne in die mense se idee van hoe die wêreld werk is dat hoe nader ons aan die hemel kan kom, hoe beter. En daarom is altyd tempels altyd gebou op heuwels en op berge. En so ook die motief dat Jesus gaan ontmoet hulle op die berg. En ons het dalk nie die eindelike berg nie. Maar ek lees 'n paar interessante dinge in die skrif. En ek maak net ek raai, maar ek dink dis 'n goeie raai. Matteus 15 vers 29. Doan ek dink dit is die woord. Jesus het daarvandaan vertrek en al langs die see van Galilea geloop. Daarna het hy teen die berg omgegaan en daar gaan sit. So, ons het die see van Galilea. Jesus stap langs die see, daar's 'n berg naby die see, hy stap op na die berg toe en hy daar gaan sit. Nou, wat na hierdie gedeelte plaasvind, is waar hy die tweede keer brood vermeerder en 4000 mense voer. Johannes se evangelie in Johannes hoofstuk 6, vers 1 tot 3, hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, Tiberias vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom omdat hy die teken gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg omgegaan en daar met sy disippels gaan sit. See van Galilea gaan op teen die berg, reg? En ons weet wat heel waarskynlik
of nie, wat heel waarskynlik, wat in Johannes 6 gebeur is, dis die eerste keer toe hy die mense kos gee. So 2 keer wat Jesus brood vermeerder, is hy op die berg langs die see van Galilea. En ek het al voorheen, en dis nou baie hartig, meeste van julle was nie hier nie, maar ek sal net vinnig vir julle sê, die enigste wonderwerk behalwe die opstanding van Jesus Christus, wat in al 4 evangelies voorkom, is die vermeerdering van die brood. Ek weet nie of julle dit ooit geweet het nie. Dit is die enigste wonderwerk behalwe die opstanding, wat in al 4 van die evangelies voorkom, is die vermeerdering van die brood, vir 'n baie, baie spesifieke en goeie rede. Want waar anderste in die Bybel wat jy ken, weet jy waar God 'n volk voer? Die manna in die woestyn, hè? Wat gebeur ook in die woestyn? Waar sê God vir die volk moet hulle ontmoet? Gaan ontmoet my by 'n berg. Gaan in die woestyn en gaan ontmoet my by 'n berg. Lees net Eksodus 19 saam met my. Eksodus 19 vers 3 tot 6. Moses het opgeklim na God en die Here het van die berg af na hom geroep en gesê: "So moet jy vir die huis van Jakob sê, sodat jy die Israeliete kan inlig. Jy het self gesien wat ek aan Egiptenaar gedoen het en hoe ek julle op aardsterke gedra en julle na my gebring het. Let op die woorde van die verlossing hierson, hè. Ek het julle verlos uit Egipte uit. Dit is wat hier aangaan. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees. Al behoort die hele aarde aan my. Alle mag. Die hele aarde behoort aan my. Vir my sal julle 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees." Dit is die woorde wat jy aan die Israeliete moet oordra. Ons het al die nasies behoort aan my. Ek kies julle spesifiek as my eiendom. Ek wil van julle 'n nasie van priesters en konings maak. Ek wil julle heilig. Reg? Ons het die lere. Wat gebeur op die berg, die 10 gebooie? Ons het die lere in plaasvind. Julle gaan my gebooie gehoorsaam. Dink aan Matteus 28, leer hulle om alles te onderhou wat ek vir hulle sê. Julle moet alles onderhou wat ek vir julle sê op die berg, en julle sal 'n heilige volk wees. Maar kyk gou 'n paar vers later. Vers 10. Die Here sê vir Moses: "Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, laat hulle klere was." Klink dit nie soos die doop? Ons het by die berg Sinai beide die doop en die opdrag om te gehoorsaam. Nou roep Jesus hierdie selfde disippels uit na Galilea toe, dis 'n dorpplek by die woestyn langs die see van Galilea. En hy sê: "Aan my is die mag gegee oor al die nasies. Alles in die hemel en die aarde behoort aan my." Jesus gebruik dieselfde woorde wat Yahweh in die Ou Testament sê, wat God in die Ou Testament sê. Jesus is nie net besig om hulle te sê dat ek het bietjie meer krag as dit gehad het voordat ek opgestaan het nie. Hy is besig om hulle te sê: "Ouens, alles behoort aan my. My naam is bo elke ander naam." En net soos wat hierdie volk in Eksodus uitgesonder word, uit Egipte uitgebring word, uitgesonder word en sê: "Was julle klere, reinig julle, maak julle heilig en luister na my woorde," sê Jesus: "Gaan in die nasies in, gaan haal die mense uit die nasies uit, maak hulle disippels en doop hulle in die naam, enkelvoud, van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees." En Jesus sê, sonder om doekies om te draai vir daardie disippels: "Ek is God. Ek is God. Ek is die een wat die verbond met hulle gesluit het in Sinai, maar nou doen ek iets anders. Dis nie net die volk wat ek red nie, maar dit is almal anders. Maar Jesus kon dit nog steeds op enige berg gedoen het, hoekom die berg van Galilea? En hierdie maak my opgewonde, en ek hoop julle word opgewonde oor dit, want dit maak my baie opgewonde, hierdie ene. Hoekom Galilea?
In Matteus 4 vers 15 tot 16, luister na profesie wat aangaande Jesus gespreek word. Hy sê, land van Zebulon en land van Naphtali, die pad langs die see, ook aan die Jordaan, Galilea van die heidene. Dis die naam van die streek. Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Vir hulle wat in die gebied en die skadu van die dood leef, het 'n lig opgegaan, net tot daaroor. Luister na daai profesie. In Galilea van die heidene. Jesus roep hulle na Galilea toe, want hy wil seker maak hulle weet een ding. Hierdie evangelie is nie net vir die Jode nie, maar dit is vir almal. Sien, by Sinai is die verbond gestig met die volk Israel wat uit Egipte uitgebring word. Maar nou sê Jesus, nie net Israel nie, nie net behoort Israel aan my nie, maar elke nasie en elke stam en elke volk en elke taal en elke mens op hierdie aarde behoort aan my. Daarom gaan maak disippels uit elke nasie en elke stam en elke volk en taal. Christus het nie net gekom vir die Jode of vir die Afrikaner volk of wie ook al ons wil uitsonder nie. Christus het gekom vir almal om te red uit elke stam, volk, nasie en taal. En vir hom 'n groep uit te lei wat aan hom behoort. Alles behoort. Nou hierdie profesie in Matteus 4 vers 15 kom uit 'n baie bekende profesie wat as ons die volgende stuk gaan lees, julle onmiddellik gaan herken. Want dit begin met land van Zebulon en land van Naphtali in Jesaja. Pad langs die see. Maar luister hoe hy gaan verder. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem die wonderbare raadgewer, die magtige God, die ewige Vader, die vredevors. Vir die uitbreiding van sy heerskappy en vir vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Kan julle die weerklinking hoor van Jesus se woorde, en ek sal met julle wees tot die einde van die tyd. Ek is nie net koning vir die volgende 30 jaar nie. Die heerskappy is op sy skouers, die uitbreiding daarvan is syne. Die ywer van die Here, die heerser oor alle magte, sal dit doen. Alle mag is aan my gegee in die hemel en op aarde, ek is God. En daar is geen ander God buiten my. Dis wat Jesus sê. Ek is die een wat die lewe van elke mens in my hande hou. Dit is die evangelie van die koninkryk van God. Nie net dat Jesus lief is vir jou en jou wil verlos van jou boring lewe nie. Want dis baie keer hoe dit klink om ons die evangelie verkondig. Dit gaan so 'n bietjie swaar met jou, probeer vir Jesus, miskien sal jou lewe beter wees. Nee, dis 'n goedkoop evangelie daai. Ek het gepraat laasweek van die verlossing gaan oor dat ons verlos word van ons sondes, dat ons uitgesonder word, dat ons verander word in die beeld van die Seun. Hy het nie net aan die kruis gesterf net om 'n goeie daad te doen vir 'n dag nie, hy het dit gedoen omdat dit die enigste manier was dat ons verlos kan word, dat ons geregverdig kan word, dat ons versoening kan kry met God die Vader. En dat ons syne kan wees en sy volk kan wees, geheilig vir hom. Terwyl hy almal anders te besit hy ons in 'n baie spesiale manier vanmôre. En op so 'n spesiale manier dat hy sê, niemand kan jou uit my hand uitruk vanmôre nie. En elkeen wat glo in hom, het daardie versekering. Dis die evangelie. Dat hy is die Here voor wie elke knie moet buig. En die mens kan dit sien in Handelinge, wanneer jy kyk na die preke van die apostels. Wanneer Petrus spreek op die dag van Pinkster, praat hy nie eers van die liefde van die Jesus op die kruis nie. Hy sê nee, ouens, hierdie Christus wat julle gekruisig het God opgewek
en aangestel as die regter oor almal. Bekeer julle, doop julle, en julle sal gered. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Maar die boodskap van Pinkster op daardie dag is, hy is verheerlik. Laat die hele Israel nou weet, dat God hom aangestel het as Here en Christus. Niemand anders. Paulus, wanneer hy preek vir die Grieke, ons het dit gesien 'n paar weke terug, of laasweek of die week daarvoor. Toe Paulus preek aan die Grieke, toe sê hy, julle aanbid al hierdie gode. Ek sien julle is baie godsdienstig, maar kom ek vertel julle van die God wat julle nog nie ken. Hierdie God het alles gemaak en hy besit alles. En hy het 'n dag bepaal, dis na Handelinge 17, hy het 'n dag bepaal, waarop hy die hele wêreld gaan oordeel, deur een man. En hy het as bewys daarvan, hierdie man uit die dood uit opgewek. Jesus Christus. Dis hoe die evangelie verkondig. Die evangelie in Handelinge gaan oor die heerskappy van Christus oor die wêreld. En dit behoort ons evangelie te wees wat ons verkondig. Broer en suster, nie 'n goedkoop evangelie wat net sê jy gaan beter voel as jy Christen is en as jy aan hierdie gemeente behoort en saam met ons kuier op 'n Sondag nie. Broer en suster, die evangelie is dit. Dat hy het vir ons deur sy bloed die pad gebaan dat ons verlos kan word, dat ons versoen kan word met 'n heilige God, sodat ons aan hom kan behoort, sodat ons ons knieë voor hom kan buig en hom kan dien, sodat ons ons geloof en hoop in hom kan plaas, sodat wanneer hy die wêreld op daardie dag oordeel, jy weet waar jy staan. En daar is regtig net een antwoord, en dit is Christus. En daarom wanneer die wêreld vir ons sê, wie gee jou die reg om mense te probeer oorreed van jou godsdiens, dat jou godsdiens die enigste is? Christus, aan wie alle mag gegee is in hemel en aarde, gee my daardie reg. Daar is, dis hartseer, maar selfs in kerke hierdie gedagte en baie goedbedoelende gelowiges, mense vir wie ek baie lief is, wat hierdie gedagte het, dat weet jy, ons is nou maar ons Christene, en weet die moslims het hulle eie pad, en die Hindoes het hulle eie pad, en hierdie ouens het hulle eie pad, en as ons maar net vrede met mekaar kan hê, en lief kan wees vir mekaar, en dis toch wat Jesus gepraat. Dit is nie wat Jesus gesê het. En ons moet dit verstaan, ek sê dit herhaaldelik, ons hoor dit baie. En ek hoop, soos die disciples, hoef ek het nie 3 keer vir julle te sê vanmôre nie. Maar ons Christenskap is eksklusief. Daar is absoluut geen ander weg nie. En om in enige manier te sê, ag, hulle is okay, is om jou Christus en jou Here te ontken. Jy kan soos Petrus daar gaan staan en vir die diensmeisie gaan sê, ek ken hom. Want jy ken hom dan. Want as jy Christus ken, dan sal jy sê, hy is regtig die enigste manier. So goed soos wat jy dink jy is, en so mooi soos wat jy dink jy is, of jou buurman is, jy buig of jou knieë voor hom vandag, of jy buig jou knieë voor hom op daardie dag. Maar ek hoop, jy buig dit vandag. En jy sê, my Christus is my Here en my God. En deel van dit is, en ek wil seker maak ons verstaan dit, alle mag is aan hom gegee, die hemel en aarde, dis die evangelie, daarom kan ons na al die nasies toe gaan, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Jou lewe kan nie anders te, of kan nie dieselfde bly nie. Ons is veronderstel om anders te leef. Deel van jou onderdanigheid aan die soewereine opperheer Christus Jesus is om jou knieë te buig voor 'n koning wat vir jou sekere opdragte gee, wat vir jou sekere reëls gegee het. En ons moet dit nakom.
Nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat jy herken het, U is my Here, dis nie meer my lewe wat ek leef. En as bewys daarvan, word jy gedoop, sodat jy kan sê, ek is nie meer my eie nie, maar ek behoort aan Hom. My identiteit is in Christus, en nie in myself nie. En so ons het nodig om te verstaan dat ons verlossing is nie net dat ek 'n stamp het wat sê ek is gered en nou gaan ek hemel toe nie, maar my lewe moet dit reflekteer. Dit is hoe die Christene van hierdie tyd die wêreld verower het. En dit is die enigste evangelie wat verlos. En daarom moet ons dit begin regkry, broer en suster, vanmôre. En in ons eie lewens mag ons gehoorsaam wees aan sy opdragte. En ek dink volgende week sal ek begin miskien met 'n reeks oor waar ons kyk na wat Jesus van ons verwag. Wat verwag hy van ons? Maar kom ons eindig hier vanmôre en weet dat hy is die naam bo elke naam, dit is wat ons verkondig. Aan hom is alle mag gegee in hemel en op aarde. En ek en jy het 'n taak om te verrig. Ons moet ander mense gaan vertel. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dan nou, Here God, vir U genade, dat ons herinner kan word aan hierdie woord. Here, mag ons dit in harte neem weer en besef dat die evangelie gaan oor die heerskappy en die koninkryk van ons Christus. Here Jesus wat gesterf het op die kruis, is hier en opgestaan het uit die dode, waarna hy opgevaar het in die hemele en gesit het aan die regterhand van God die Vader in heerlikheid, waar hy regeer tot al sy vyande aan hom onderwerp is, totdat die laaste vyand die dood finaal oorwin is en aan hom onderwerp is. En daarna kom die einde, wanneer hierdie koninkryk opgedra word na U toe, o God, ons Vader. Here, mag ons besef dat ons deel is van hierdie uitbreiding van die koninkryk en die heerskappy wat op die skouers van ons Christus lê en rus. Here, dat ons uitgestuur word soos wat hy uitgestuur is. O Here Jesus, mag ons U eer met ons woord en ons daad, mag ons U naam dra, Here, as 'n eerbewys, Here God, mag ons U naam dra, Here, met eer en met bravade, Here, mag ons weet, Here God, dat ons met vrymoedigheid aan alle nasies kan verkondig. Dat daar geen nasie is wat uitgesluit is nie, en dat daar geen persoon op die aarde is wat uitgesluit is nie, maar dat ons die reg ontvang het om aan almal te vertel dat Christus Jesus die Here is, tot eer van God die Vader. Here, mag U ons woorde bekragtig, deur die Heilige Gees wat deur U hande wonderwerke verrig. Mag U krag geopenbaar word in die Heilige Gees wat deur ons werk om lewens te verander. Sodat die wêreld kan weet dat ons Christus is, Here. Dat elke knie sal buig en elke tong dit sal bely. Aan U kom toe die lof en die Here en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. En amen. Maar voordat ons gaan, dit is op Sydney se verjaarsdag vandag. Almal het seker al hom geluk gesê. Maar ons sê weer eens vir hom geluk op Sydney, baie geluk met hom se verjaarsdag. Kom ons strek ons hande na hom toe uit en ons bid die Here se seën oor hom. Vader, ek bid Here dat U hom Sydney sal seën in hierdie jaar wat kom. Here, dankie vir wat hy doen vir ons in die gemeente. Here, dankie vir die wysheid wat hy bring. Here, dankie vir wat hy vir ons beteken in hierdie gemeente, Here God. Hy is standvastig, hy is altyd reg en taal van ek nodig is, Here. En ek dank U vir sy liefde wat hy in die gemeente uitstort, Here. Here, ek bid Here dat U hom in hierdie jaar, Here, sal vat van krag tot krag. Here, dat al hierdie dinge wat in sy lewe kom en die dinge wat op sy pad kom, Here God, dat dit plat geslaan sal word, Here, en dat U hom sal sterk maak, Here, dat hy sal trap op elke vyand wat teen hom opgerig is, Here. Here, dat U hom sal voorspoedig maak in alles wat hy aanpak, Here God, dat U hom sal seën in elke faset van sy lewe. Mag U genade op hom rus, Here, mag U wysheid op hom rus. Here, mag U liefde hom oorskadu, Here God, mag U genade hom deurdrenk, Here.
En dankie weer eens dat hy seën vir ons is, Here. Mag ons ook vir hom 'n seën wees vanmôre, Here. Here, waar ons nou gaan om saam met mekaar te kuier, Here, net by mekaar te kom en te praat en gesels en fellowship, Here, bid ek vir genade en die liefde, Here. Seën die verrigting, Here God, in die heilige naam van Jesus. Amen en amen. Dankie broer en suster. Ons kan na agter toe gaan en bietjie gaan eet. Dis tyd om te eet, né?